vriende, ons gaan so lank 'n paar liedere saam sing. Ons gaan 4 baie bekende Kersfeesliedere sing. Kom ons sing dit in die gees van Kersfees. Ons begin met O Christus ons verlange en dan 3 liedere wat daarop volg wat ek nie gaan aankondig nie. Maar kan ek sommer vra dat as dit vir julle moontlik is om veral in die middelblok 'n bietjie nader aan mekaar te sit sonder om te warm te kry, dat ander mense net kan sien waar daar nog 'n plek is, asseblief. Maar kom ons begin en ons sing O Christus ons verlange. Kersfees. And wonders of his love, and
Goeiemôre. Baie welkom by vandag se erediens op Kersfeesdag van 2025. Mag dit vir ons 'n geseënde dag wees. Mag ons regtig die nabyheid, die teenwoordigheid van God wat 'n mens geword het, vandag beleef saam met mekaar. Baie welkom aan almal wat saam met familie en saam met vriende vandag hier is. Dit is 'n groot voorreg om saam met julle te wees. Ook aan mense wat by ons ingeskakel is, waar ook al. Mag julle ook deel voel van die erediens hier in hierdie gebou vanoggend en waar julle ook al is, die dag geniet, maar ook die seën daarvan ervaar. Vriende, kom ons groet gou mekaar. Hier's baie mense wat langs jou sit wat nie van ons gemeente is nie, so groet mekaar, sê vir mekaar wie jy is en wens mekaar 'n geseënde dag toe. As ons vanoggend se erediens begin, dan doen ons dit as met 'n Kersfees in die tyd waarin ons tans leef. Wat soms maar onseker is, deurmekaar is en waaroor ons baie wonder. In 'n soortgelyke tyd het die digter van Psalm 121 gevra: as ek so na al die gevare kyk en al die bedreigings rondom my raak sien, waar gaan ek hulp vandaan kry? En dan antwoord hy as dit ware self deur te sê: my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die almagtige God. En in die Nuwe Testament, en op Kersfees dink ons daaraan, dat hierdie God, van wie ons hulp vandaan kom, het 'n mens geword. Het in hierdie wêreld, op hierdie aarde, 'n mens kom word. Immanuel kom word. Hy het onder ons kom woon. Hy het soos ons geword, om ons skuld te dra. En vandag is ons vertroue op niemand anders as net hierdie Here nie. God wat mens geword het,
wat sy seun vir ons gegee het. Vriende, genade vir julle en vrede van God, die God van wie ons hulp vandaan kom, en van Jesus Christus, Jesus wat Immanuel, God met ons, en van die Heilige Gees, God in ons. Amen. Ons gaan nou 2 liedere sing. Die eerste lied is Jesus groot bo almal. Ons gaan 3 verse daarvan sing. En hierdie lied sê vir ons wie God is wat mens geword het. Kom ons bly sit daarvoor. Dis ook 'n aanbiddingslied. Is 'n lied wat reageer op die fotum wat ons nou net gesê het vir mekaar. En dan daarna gaan ons die Halleluja sing en daarvoor gaan ons staan. So ons sit vir Jesus groot bo almal en staan vir die volgende lied. Vrede en
ons nou, Almagtige, kom gee Gees ons mag na U, lei ons in die donker, gee ons lig. Maak van ons wat U wil hê, disippels vir U wil en sê, dat ons in liefde vir mekaar kan gee. Iets vir die jonger kinders sê, so as die van julle wat dink julle is deel van die jonger groep kinders, moet julle gou vorentoe kom. Wie wil gou na my toe kom? Ek het spesifiek nie 'n ouderdom gegee nie. Jy kan maar kom. Kom, jy kom maar kom sit. Julle is baie welkom. Maar julle moet vir my kyk. Julle moet vir my kyk. Ek gaan hier so sit. Hoekom dink julle, wie van julle het kersbome by die huis? Is daar liggies aan? Hoekom sit ons so baie liggies oral op met Kersfees? Hoekom is hier so baie liggies in die kerkgebou vanoggend? Wat dink julle? Hoekom is daar so baie liggies? Raai. Wat? Vir die sterre in die lug? Dit is 'n goeie antwoord. Nog 'n rede. Hoekom sit ons so baie liggies oral? Die ster het gewys waar Jesus is, maar eintlik is Jesus die lig. Hy het ook gesê, Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Wat maak 'n lig? As 'n mens 'n lig aanskakel, wat gebeur dan? Dit skyn, wat gebeur nog? Het julle al gesien, hoe bang is die donker? As 'n mens 'n klein liggie aansit, dan hardloop die donker net so weg. As daar niks donker oor nie, as daar net lig. So donker maak, lig maak dat die donker weghardloop, dat dit lig word. En as dit lig is, wie van julle was al bang as dit donker is? Ja, partykeer as daar 'n liggie aan is, dan is ons bietjie minder bang. En dis presies wat Jesus kom doen het. Toe Jesus gebore is, toe sit daar herders in die veld, hulle pas hulle skape op, en toe skielik is daar hierdie lig, hulle skrik groot. En toe sê die engel vir die herders, moenie bang wees nie. So Jesus kom, en hy vat die bangheid weg, want hy is die lig. Maar lig wys ook vir ons waar die regte pad is. En so wys Jesus ook vir ons wat die regte pad is. Ons gaan nou 'n lied sing. Ons gaan 'n lied sing wat sê, ek was nie daar gewees. Nie een van ons was daai dag daar toe Jesus gebore is, maar al was ek nie daar nie. Ek weet dis waar. En ek weet dat Jesus is my lig. Ek het ons nogal so liggie saamgebring wat sê Jesus is vir my 'n lig. So kom ons staan, al die groot mense gaan ook staan.
En dan sing ons hierdie lied, al was ek nie daar nie. Maar kan ek net gou voor ons dit sing? Druk net gou een keer daai dingetjie een. Daar's 'n ding wat sê, elke keer wanneer ons lief het, en elke keer wanneer ons iets gee, dan is dit weer Kersfees. Elke keer as ek lief het, elke keer as ek iets gee, dan word ek 'n liggie vir Jesus. So kom ons sing nou, al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die kribbe Maria, met die kindjie by haar. Dis of ek nie enkel die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so. Die herders en wijzers, die eerste geglo. En deur al die jare waar Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons wel. Sit, hier is vir julle 'n liggie. 'n Liggie wat jy moet laat onthou, dat Jesus is die lig, en as ons mense lief het en iets vir hulle gee, dan is dit weer Kersfees, dan laat skyn ons die lig. So vat vir julle elkeen 'n liggie. Okay. Jy mag maar een kry, hoor. Dankie, julle kan gaan sit, baie dankie. Laat ek net hierdie groot kind ook indig gee. Hy wil so graag gekom het. Maar vriende, as ons nou vandag in 'n vrolike luim Kersfees vier, is dit mos nou so dat dit nie die enigste emosie is wat ons beleef nie. En miskien is dit so dat jy vanoggend glad nie 'n vrolike emosie beleef nie. En ons moet ook daaraan dink, en ons moet ook dit erken vandag. En vandag dink jy dalk aan iemand wat in die afgelope jaar oorlede is, iemand naby aan jou, iemand oor wie jy hartseer is, of verlede jaar, of 10 of 20 jaar gelede. Dan dink jy met dankbaarheid aan iemand wat ergens 'n rol in jou lewe gespeel het en wat jy wens vandag nog net naby jou kon wees. En ek gaan vra dat iemand van julle, ek het nie iemand gekies nie, en iemand wat vanoggend dink aan iemand wat jy graag hier sou wou hê. En dit is ook so dat soms lewe sommige mense nog en hulle is nou nie hier nie. Maar so, as daar iemand is wat vir ons 'n kers sal kom aansteek, 'n kers wat ons dan ook help tydens vanoggend se diens om te dink aan hulle wat ons vooruit gegaan het. Enig iemand? Nee, net een. Baie dankie. Behalwe mense wat nie meer leef nie, is daar dalk ook, en ek dink, ek sien 'n klomp van ons vanoggend, wat sê dat my kind, of my broer, of my suster, of my ouers, woon ergens in 'n ander land, en miskien is van julle by ons ingeskakel vandag. Maar vandag sou ons so graag, dalk iemand wat in Kanada, of ergens in Europa, of in Australië, of Nieu-Seeland,
woon, graag hier wou hê. En ek gaan dan ook vra dat iemand van julle wat 'n kind eers oor see het en wat julle na wie julle verlang vandag, dat julle die ander kers vir ons sal kom aansteek, asseblief. Julle kom albei kom albei. Ek dink as ons kan, gaan hier 'n klomp mense wees wat dit wil doen. Ja. Dankie julle, baie dankie. Ek gaan nou brand. Met dit in gedagte en met dalk 'n knop in jou keel of 'n traan in jou oog, kom ons, julle bly sit net so en dan sing ons 3 verse van die bekende lied Somerkersfees.
Here, as ons vanoggend dan by hierdie 2 kerse staan, dan weet U dit verteenwoordig 'n klomp mense, 'n klomp emosies. Dankie Here dat ons ook kan dankie sê vir mense wat nie meer leef nie, maar wat 'n rol gespeel het in ons lewens en ons lewens gevorm het. Dankie Here vir mense wat vandag ergens in 'n ander land woon en wat ook daar help bydra om U lig te versprei en boodskappers van U groot boodskap te wees. En as ons vanoggend hier is en ons die Bybel gaan lees, dan bid ek Here dat U met ons sal praat, dat U ons U sal hoor en dat ons hier sal uitstap vandag en 2026 tegemoet sal stap volgende week en Kersgeskenke te gaan wees, ligdraers te gaan wees vir mense met wie ons te doen kry. Amen. As daar kinders is wat nou nie net hier voor was nie, wat 'n liggie wil hê, ek gaan daar voor staan na die diens, gaan ek vir julle liggies uitdeel, en as julle van hierdie liggies wil hê, wat hier los staan, kan julle hulle ook neem. Hulle gaan nie volgende jaar nie. So gebruik hulle terwyl hulle nog kan brand. Vriende, ons gaan vanoggend saam met mekaar lees die bekende Kersverhaal in Lukas 2. Lukas 2, ons gaan, is eintlik die eerste 20 verse, maar ek gaan net die eerste 14 verse lees vanoggend. En die tema van vanoggend is geseënde Kersfees. Geseënde Kersfees. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling, 'n sensus in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius, die gouverneur, was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in 'n herberg, in 'n gastehuis was nie. Daar was ook skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding. Ek bring die evangelie vir julle van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Ons lees dan net tot daar. Vriende, ek het dit nou eintlik al gesê, maar daar's mense wat nie van Kersfees hou nie.
wat net wens dat hierdie dag en hierdie feestyd verby moet kom. Want Kersfees herinner hulle aan hartseer in hulle lewe. Dalk is daar iemand wat kort voor Kersfees of kort na Kersfees in die verlede oorlede is, en hulle wil nie daaraan dink met Kersfees nie. Dalk is dit maar net die onuitgesproke verpligting amper wat op ons afgedruk word om vrolik te wees in hierdie tyd. Want almal moet vrolik wees, almal moet lag, almal moet bly wees in Kersfeestyd. En vir sommige mense is dit net te veel. Want die emosie is te swaar en die blydskap wil nie uitkom nie. Mense wat net nie kans sien om te maak asof alles vrolik en goed en reg is nie. Mense wat wens dat dit maar net volgende week hierdie tyd al is, dat ek maar net weer kan begin werk, dat ek maar net weer my normale gang kan gaan en kan vergeet van hierdie feestelike tyd. En vanoggend sê die Bybel vir ons, die geboorteverhaal van Jesus sê vanoggend vir ons, dat Kersfees is juis vir sulke mense bedoel. Dit is juis vir stikkende en verbrose mense wat God wil seën met Kersfees. Dit is juis vir wankelende mense vir wie ons 'n geseënde Kersfees moet toewens. Geseënde Kersfees sê vir my meer en sê vir my iets anders as die Engelse wens, 'n Merry Christmas. Merry Christmas wil mens laat dink aan vrolik, aan plesierig, aan uitbundig. Maar ons het nou meer as eenmaal al gesê, vandag is nie 'n plesierige en uitbundige dag vir sommige mense nie. Asof hierdie Kersfeesdag, terwyl daar baie plesier en baie lag en baie gejuig is daar mense wat worstel met 'n lewensbedreigende siekte. Mense vir wie dit allerminst 'n lekker dag is. Daar's mense wat iemand verloor het. Of deur die lewe, of deur die dood. Daar's mense wat baie onlangs hulle werk verloor het. En wat wonder, hoe gaan die nuwe jaar lyk? Gaan ek ooit nog werk hê in die jaar wat voor lê? Daar's mense wat sukkel by hulle werk, wat swaar kry, wat alles behalwe vrolikheid en uitbundigheid en opwinding beleef. Dis vir sulke mense dat dit Kersfees geword het. Dit is sulke mense wat Kersfees moet vier, want Kersfees het nie ten doel om uitbundig en plesierig en net lag te wees nie. Kersfees is die wete, die ervaring, die ontvang daarvan dat God in 'n stikkende wêreld vir stikkende mense self mens geword het. Geseënde Kersfees is nie maar net om vir 'n wyle te vergeet van al die swaar en al die onsekerheid en al die hartseer nie. 'n Geseënde Kersfees is ook nie net moontlik die kere wanneer die dobbelsteen vir my reg geval het nie. Nee vriende, geseënde Kersfees is juis die wete dat Jesus in ons brose wêreld na ons toe gekom het. Dis om te weet dat God, wat, so het hy vir die herders gesê, vandag is daar vir julle die verlosser gebore, dat God mens geword het.
in die wêreld waar Augustus die keiser was, en Cyrenius die gouverneur in die provinsie Syrië. God het mens geword in die wêreld, waar Herodes beplan het, en dit uitgevoer het, om al die seentjies jonger as 2 jaar dood te maak. In daai wêreld het God mens geword. God het mens geword in die wêreld waar mense in gewapende rooftogte doodgemaak word. God het mens geword in 'n wêreld waar moord en geweld amper 'n tydverdryf geraak het. God het mens geword in 'n wêreld waar die pyn van gebroke verhoudings mense onderkry. In hierdie wêreld kom God, en soos Psalm 131 sê, word hy 'n mens, soos 'n ma gaan kniel hy by sy kinders, tel ons op sy skoot, en gee vir ons sy tevredenheid. Vriende, geseënde Kersfees is om te weet dat God die swaar en die siekte in my en die onreg kan wegvat. En te weet, as hy dit nie doen nie, dat God se liefde nie gemeet word aan my aardse omstandighede nie. Dat hy juis in hierdie wêreld, in hierdie omstandighede, genoeg genade vir ons gee. Ja, in hierdie wêreld. In 'n wêreld waar mense hulle rug op God gedraai het, waar ons in sonde wegstap van die Here af. In 'n wêreld waar ons met die gevolge van die sonde gekonfronteer word. In hierdie wêreld kom God weer 'n keer. In 'n wêreld waar mense uit die paradys gegaan het, in daai paradys kom hy terug, in daai wêreld kom hy terug na ons toe. Geseënde Kersfees is die wens wat ek uitspreek, die gebed wat ek uitspreek, dat jy dit sal beleef, dat God mens is in jou lewe. Ja, God kom juis, omdat die wêreld so stikkend is. En God kom, en hy maak nie met 'n towerstaf, of met sy woorde, of waarmee ook al, kom hy nie, en hy maak hierdie wêreld heel en reg nie. Maar hy kom, vriende, en hy maak vir my, en vir jou, heel. Hy kom maak mense heel, sodat hulle in 'n stikkende wêreld die heelheid kan gaan verkondig en kan gaan uitdeel. Daarom, as ons mekaar sê geseënde Kersfees, dan sê ons vir mekaar dat ons nie meer hoef bang te wees nie. Maar Kersfees is nie narkose nie. Kersfees is nie 'n pynstiller nie. Is nie iets wat ek ingespuit word of drink en dan vat dit die pyn weg, maar môre oormôre is dit maar weer terug en gaan alles maar net weer aan totdat ek volgende jaar weer die narkose kry of die pynmiddel drink wat vir 'n paar dae gaan hou nie. Die saamwees met familie, al die geskenke wat ons ontvang het of nog gaan ontvang, die besige winkels van die afgelope paar dae,
Die baie lekker kos en die drank wat ek gebruik in hierdie tyd, dit kan my plesierig maak. Dit kan my pyn wegvat vir 'n oomblik. Maar dit kan my nie seën nie. Want as daai goed uitgewerk het, as Kersfees verby is, en as ek vergeet het van die baie kos, en as my geskenk gebreek het, of al oud geword het, of 'n gewoonte is daarin, dan is die pyn maar weer terug, en dan is die teleurstelling net soveel erger. Geseënde Kersfees is iets anders. Kersfees stel my daartoe in staat, dat die gehalte van my lewe nie bepaal word deur my pynlike omstandighede nie. Maar die gehalte van my lewe word bepaal deur Jesus Christus, wat in my wêreld ingekom het. En nie die wêreld heel gemaak het nie, maar my heel gemaak het, sodat ek 'n lig kan wees, om die wêreld te help heel maak. Ek het 'n skoolmaat gehad, van graad 5 af, standaard 3 af daai tyd. Hy het net een been gehad. En vir die eerste 3 jaar wat ek hom geken het hy net een been gehad. Daarna het hy daarom een been en nog 'n kunsbeen gehad. En hierdie maat van my, Tony, het hierdie, ons het gepraat van 'n gebrek. Hy het hierdie gebrek omgeskakel na 'n bate in sy lewe. Dit het nie sy omstandighede verander nie. Hy kon nog steeds nie alles saam met ons doen nie. Maar ons het gou agtergekom, ons kan ook nie alles saam met hom doen nie. Want sy uitkyk op die lewe was anders as ons in. Hy het ontdek dat die gehalte van sy lewe word nie bepaal deur hoeveel bene hy het nie. Maar dit word wel bepaal deur liewe Jesus, wat altyd by hom is, en wat nooit van hom geamputeer kan word nie. En was hy 'n inspirasie vir 'n klomp ander kinders in die skool, omdat hy gesê het, julle dink ek het 'n gebrek, maar ek het eintlik 'n stuk heelheid wat julle nie het nie. En dis wat die engele vir die herder gesê het. Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle die goeie tyding. Vandag is daar die verlosser gebore. Die verlosser wat Immanuel is. Die Immanuel wat voordat hy na die hemel toe opvaar sê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op die aarde, en ek sal by julle bly al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek sal altyd Immanuel wees. Niks, soos sê Paulus vir die Romeine, niks kan my amputeer van julle nie. En Paulus sê, nie die lewe kan dit doen nie, nie die dood kan dit doen nie, nie kanker kan dit doen nie, nie 'n amputasie kan dit doen nie, nie seniliteit kan dit doen nie, niks kan my skei van die liefde van God nie. God, wat mens geword het in my stikkende lewe, in hierdie brose wêreld, bepaal die gehalte van ons lewens. Dit word vertel dat in 'n groot stad, in die middel van die stad was daar 'n museum. Hierdie museum was baie bedrywig, baie mense het dit kom besoek, maar dit is ook 'n baie besige deel van die stad, so dis altyd 'n geraas in hierdie stad. Jy kan nie behoorlik hoor wat die gidse sê nie, of as jy vir jou kinders iets wil sê, kan hulle jou nie hoor nie, dis net 'n geraas. Maar in die middel van hierdie museum was daar 'n vertrek, was 'n deur. Op die deur het gestaan, silent room, enter quietly. En as jy daar instap, dan het alles verander. Dan het die stad se geraas verdwyn. Die voetstappe, die gepraat, die alarms, alles het buite gebly. In hierdie ruimte was daar net sagte stoele, sagte lig en stilte wat jy omvou het.
Die geraas was nog steeds daar buite. Dit het nie opgehou nie. Maar hier binne was dit 'n ander atmosfeer. 'n Vreemde vrede en seën wat nie van die buitewêreld afhanklik was nie. So vriende, wanneer ons mekaar 'n geseënde Kersfees toewens, dan wens ek jou nie toe dat die geraas sal verdwyn nie. Dan wens ek jou nie toe dat al die geweld en al die misdaad sommer net skielik môreoggend sal verdwyn nie. Maar dan wens ons mekaar toe dat elkeen van ons, terwyl die geraas daar buite aan die gang is, dat elkeen van ons in God se ruimte sal gaan leef in hierdie wêreld. Die ruimte waarvan Psalm 1 sê, dit gaan goed, of dan geseënd, is die mens wat die Bybel lees, dit dag en nag oordink, en hulle lewens daarvolgens inrig. Geseënde Kersfees beteken, sê Lukas 2, dat die mag en die heerlikheid aan die Here behoort. Dis eintlik hartseer, dis bietjie snaaks ook, maar dis hartseer om te sien wat Herodes alles doen om mag te behou. Herodes moet vir die wyse manne vra, ek hoor daar is 'n koning gebore, julle het so gesê, sal julle vir my kom sê waar hy gebore is? En dan kom hy met sy leuns en hy sê, want ek wil gaan om ook aan hom hulde te gaan bewys. Hy wil eintlik hom gaan doodmaak. Herodes moet al die triks in die boek uithaal om te probeer om sterker te bly as hierdie babietjie wat in 'n koeistal gebore is. Herodes is so bedreig deur hierdie babietjie dat hy al die seentjies in daai land onder 2 jaar oud laat doodmaak. Hoopelik het hy dan daai een seentjie ook doodgemaak. Daarteenoor weet die herders dadelik hoe om by Jesus uit te kom. Die eenvoudige mense weet dit dadelik. Die sterrekykers, wat ons die wyse manne noem, waarskynlik was hulle nie gelowige mense nie. Hulle het dalk die sterre aanbid, agter hom aangegaan, maar hulle weet waar Jesus gebore is. Maar nie hierdie magtige man nie. Jesus word nie in 'n paleis gebore nie, maar in 'n krib. En later in sy lewe tree hy sag en vergewensgesind op teenoor mense. Sê hy ook, moenie julle vyande vloek en hulle uitskel nie, maar bid vir hulle en seën hulle. Matteus 5-7. Seën ook jou vyande. Laat lei julle deur God se woord. En dit doen hy ook toe hy versoek is in die woestyn. God se heerlikheid is dit wat ons mekaar toewens as ons sê geseënde Kersfees. Ons sê vir mekaar, mag jy geseën word, mag jy gevul word met God se mag. God se mag van vergifnis, van luister, van sagte woorde, van genade. En vandag het ons vir talle mense al gesê, geseënde Kersfees. Ons het dit talle kere al gehoor van ander mense. Dalk het ons dit maar net gesê, mag dit nie waar wees nie. Maar vriende, as ons vandag vir mekaar sê, geseënde Kersfees, vat dan daai wens, vat dan daai gebed van iemand anders wat jou 'n geseënde Kersfees toewens. En stap oor na 26 Desember toe. En gaan leef 'n geseënde lewe.
gaan leef voluit in Suid-Afrika, in hierdie gebroke, stikkende land. Gaan leef hier en laat jou lig skyn. Moenie bang wees nie, maar gaan leef in die ruimte van God se teenwoordigheid. En gaan straal die heerlikheid en die mag van God uit. Kom ons gaan wees ligdraers, vredemakers van Jesus Christus. Geseënde Kersfees vir elkeen van julle. Amen. Here, ons Vader, om te dink dat U ons uitkies om hierdie seën te gaan vertel, te gaan wys vir mense wat dit nie het nie, sodat hulle dit kan vir hulle toeëien en ons saam met mekaar heling kan bring in 'n stikkende wêreld. Ja, Here, ons weet en ons kom dit agter wat U bedoel het, wat Johannes bedoel as hy sê dat die lig het na die wêreld toe gekom, maar die wêreld het die duisternis liewer gehad as die lig. En Here, bid ek vanoggend dat ons nie daarvoor sal terugdeins nie, dat ons nie daarvoor sal bang word nie, maar dat ons U heerlikheid sal beleef en dit sal uitleef. Amen. Vriende, julle kry by die deure geleentheid vir 'n spesiale Kersfees dankoffer vir barmhartigheid vir mense in ons gemeente wat finansiëel swaar kry en wat ook sukkel om Kersfees te vier. Nie net finansiëel sukkel om Kersfees te vier, maar wat ook met hulle emosies daarmee sukkel. Jy kry geleentheid daarvoor by die deure. En kom ons sluit nou af as met 'n laaste lied, tweede laaste lied. En ons sing die bekende Kerslied, Stille Nag. Jesus,
Vriende, ons is nêrens toevallig nie. Ons is nie toevallig waar ons is op die oomblik in ons lewe nie. Waar ons ook al is, daar plaas God ons. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons. Om God in daardie omstandighede te beleef. En om daar vir mense tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid, die Immanuel wees van die Heilige Gees sal by julle bly en sal met ons wees.